Jacques en Ina, dankie vir die voorreg om vandag oor finansies te praat. En ek wil graag afskop met 'n vraag. En die vraag is, op wie vertrou jy vir jou finansies? Wie is jou voorsiener? Sien jy jouself as jou voorsiener, jou werkgewer, jou polisse iewerster, of is God regtig jou voorsiener? Want in Lukas 16 in die gelykenis sê Jesus, geld is die minste in die koninkryk. En tog, as ons kyk na vandag, is dit die een aspek wat ek wil amper sê die meeste probleme het. Of die meeste probleme gee. Huwelike verbrokkel as gevolg van finansies, van geld. Gesinne word uit mekaar uitgeskeer. Families breek op. En alles is gevolg van geld. En dit net omdat ons nie weet wie ons voorsiener nie. Omdat ons nie op God vertrou nie. En ek wil sê, as jy kan slegs vertrou as jy in 'n verhouding staan. Anders dan val ons rond. Ons weet nie waar ons is nie. Ons is vinnig met ons mond te praat. Maar ons harte sê die Here is ver van my af. En ek wil vandag lees 'n baie bekende gedeelte uit 1 Samuel 17 uit. En dit is toe Dawid se pa Jesse vir hom sê, om stuur met 'n pakkie na die front toe, die oorlogsfront, om sy broers bietjie iets te vat. En ek gaan begin by vers 22. Dan gaan ek terugkom en ek gaan net 'n paar verse net highlight en daaroor vandag net daaroor praat. So ons begin in 1 Samuel 17, ek begin vanaf vers 22. En ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling uit. Dawid het die pakgoed wat hy gedra het by sy oppasser van die pakgoed afgegee en na die gevegslinie gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. Hy was nog besig om met hulle te praat, toe die baasvegter met die naam Goliat, die Filistyn uit Gat, sien hulle waarvan of kom hy, juis na vore tree uit die gevangenislinies van die Filistyne. Hy sê die koppie, en dieselfde woorde sê, Dawid het dit gehoor. Maar al die manne van Israel het, toe hulle die man sien, voor hom pad gegee. Toe maak hulle naam. Hulle was baie bang. Die manne van Israel het gesê, sien julle hierdie man wat na vore tree? Ja, dit is net om 'n bespotting te maak van Israel, dat hy na vore tree. Die man wat hom verslaan, vir hom sal die koning met groot rykdom oorlaai, sy dogter aan hom gee en sy familie vrystel van verpligting in Israel. Dawid vra toe vir die manne wat by hom staan, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn nogal, dat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God? Ons kan daar klaar sien, Dawid het 'n verhouding, hy ken die lewende God. Die manskap het hom dieselfde woorde geantwoord. Dit is wat gedoen sal word vir die man wat hom verslaan. Sy oudste broer, Eliab, het gehoor toe hy met die manne praat. Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen afgekom? En by wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn agtergelaat? Ek ken jou verwaandheid en jou boosheid en die boosheid van jou hart. Ja, dit is met die doel om die geveg te sien dat jy hierheen afgekom het. Dawid het geantwoord, wat het ek nou gedoen? Is dit nie maar net 'n vraag nie? Dawid het van Eliab weggedraai en iemand anders dieselfde vraag gevra. Die manskap het hom dieselfde antwoord gegee as die eerste. Die woorde van Dawid wat Dawid gesê het rigbaar geword en toe hulle dit vir Saul vertel het hy hom laat haal. Dawid het vir Saul gesê, 'n mens moenie moed verloor oor hom nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is maar nog net 'n seun. En hy is 'n krygsman van sy jeug af. Toe sê Dawid vir Saul, u dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar 'n leeu of 'n beer kom en die lam uit die trop wegdra, gaan ek uit agter hom aan, slaan hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. U dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Die Here het my gered uit die klou van die leeu en klou van 'n beer, het Dawid gesê.
dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Saul het Dawid sy eie wapenrusting laat aantrek. Hy het 'n helm van brons op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. Dawid het ook Saul se swaard oor sy uitrusting vasgegord en probeer om te loop, want hy het dit nog nooit probeer nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Toe haal Dawid dit van hom af. Hy het sy staf in sy hand geneem, vir hom 5 gladde klippe in die spruit uitgesoek, en dit in die skaapwagtersak wat hy gehad het, in die kantsak gesit. Met sy slingervel in sy hand het hy die Filistyn genader. Nou, in finansies kan dit ook soos 'n Goliat voor ons kom staan, wanneer ons 'n finansiële moeilikheid is. Finansies kan nie die reus raak voor ons. En ek wil teruggaan en ek wil 'n paar verse uitsonder oor dit. En ek wil eers vers 23 en 24 weer gou op dit vasstaan. Hy was nog besig om met hulle te praat, toe die baasvegter met die naam Goliat die Filistyn het Gat juist na vore tree uit die vegslinies van die Filistyne. En dieselfde woorde sê, Dawid het dit gehoor, maar al die manne van Israel het toe hulle die man sien voor hom pad gegee. Hulle was baie bang. En ons sien net hy daag net op, so dis nie iets wat sommer net baie keer met 'n aanloop kom nie. Dawid was nog besig om met die mense te praat, ewe skielik toe duik hierdie ou op. En in finansies kan dit ook so gaan. Vandag lyk alles honkie-dorie, en ewe skielik môreoggend as ons opstaan, dan staan hierdie reus voor ons, en ons weet nie waarheen. Dan vers 33 en 38. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is maar nog geseën. En baie keer wanneer hierdie reus opduik, en dis die wêreld wat altyd van sê, jy is te lig vir hierdie probleem. Jy word te lig gevind. Boeta, jy het geen finansiële agtergrond om hierdie ding uit te sorteer. Jy sal moet hulp kry. En dan vers 38 is net so, Saul het vir Dawid sy eie wapenrusting laat aantrek. Is dit nie baie snaaks? Saul is in hierdie, ek sien hom as 'n wêreldling, en die wapenrusting van Saul is 'n bank, dit kan 'n bank, dit kan 'n kredietkaart, dit kan 'n wêreldse hulpmiddel wees. Maar Saul is vinnig om sy wapenrusting vir Dawid aan te trek. Hy het dit self aangetrek. En so die wêreldlinge is vinnig om vir jou raad te gee, doen dit en doen dit. Maar boete, hulle is nie daar om hulle eie raad te volg nie. Dit werk nie vir hulle nie, maar hulle is vinnig om vir jou raad te gee. So ons moet mooi kyk na wanneer ons 'n moeilikheid raak, na wie ons luister. Want die wêreld is vinnig om raad te gee, maar hulle volg nie hulle eie raad nie. Dan wil ek vers 43, wat vir my ook, ek het hom nie gelees in die vorige een nie, maar dis toe Dawid nou met die Filistyn kom, by Goliat. En die Filistyn het Dawid vervloek. As ons kyk in Numeri 23, waar Balaam en Balak, waar Balaam vir Balak vra om die volk te vervloek, toe sê hy, wat God geseën het, kan niemand vervloek. En hierdie Filistyn probeer nou vir Dawid vervloek, maar Dawid was klaar geseën deur die Here. Hy was al klaar ingeseën as koning eintlik. So, hy kan probeer wat hy wil, en by sy gode, en sy gode is onbesny. Hulle beteken vir hom niks. Dagon het geval voor die ark. En dan vers 37 en 45. Wat Dawid sê, dit is die Here wat my sal red uit die hand van die Filistyn. Hier kan ons sien, Dawid sê hierdie goed werk nie vir hom nie. Hy kan dit nie aantrek, maar hy weet op wie hy kan vertrou. Hy weet wie gaan hom red uit hierdie Filistyn se hand uit. Dieselfde in vers 45, toe hy nou by die Filistyn aankom. Die God, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Dawid het 'n verhouding gehad met die Here. Dis hoekom hy nie gekyk het na die wêreldse goeders nie, die wêreldse se wapenrusting. Hulle pas nie. Maar daar's een wapenrusting, one size fits all, dis die wapenrusting van God in Efesiërs 6. Maar ek wil gou vir jou uit vers 40 uit net ook 5 klippies gee, wanneer ons in
en hierdie penarie kom, wanneer hierdie reus voor ons kom. In vers 40 sê Dawid, hy sê die woord, hy het sy staf in sy hand geneem en van 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek. En hierdie 5 klippies wat ek vandag vir jou gee, is ook 5 verse, wat jy na hierdie Filistyn toe, na hierdie reus toe kan stap. En die eerste ene kom ons uit Deuteronomium 8:18, en daar is al in die verlede, het Jacques al hieroor gepraat, en ek wil dit net weer, jy kan dit neerskryf, en dit is 'n klippie wat jy in jou sak kan sit. En hy sê, dan moet jy die Here jou God onthou, want dit is hy wat jou die krag gee om rykdom te verkry. Dit kom nie van jouself af nie. Jy moet die Here jou God onthou. So dis klippie nommer 1. Klippie nommer 2 gaan ek vir jou uit die Engels uitlees. Dit kom uit Jesaja 48 vers 17 uit, waar hy sê, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Die Here leer ons hoe om te profit. So, wanneer ons by hom sit, sal hy ons wys op die pad om te stap. Die derde klippie kom uit Psalm 34, vers 10 uit. En ek gaan hom lees, ook uit die Afrikaans, ja. Psalm 34, vers 10. Julle moet ontzag hê vir die Here, julle wat aan hom toegewy is, want wie vir hom ontzag het, ly geen gebrek nie. The fear of the Lord. Jy sal geen gebrek ly nie, want dit kom van verhouding af. Die vierde klippie is Psalm 23 vers 1. En ons almal ken hom. Die Here is my herder. Ek sal niks ontbreek nie. As die Here jou herder is, niks kom jou kort nie. Maar ek wil graag vir jou net in die boodskap lees, want daar's iets anders in die boodskap, wat dit vir my sê. En hoor hoe sê hy, die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Ja, daar's net 'n ander, ek het niks meer nodig nie. As die Here my herder is, kom wat wil, ek het niks meer nodig nie. Dan die 5de klippie kom uit Psalm 84 uit. En dit is vers 12 in die Afrikaans. In Engels is dit vers 11. 84 vers 12. Die Here God wys vir ons wat ons moet doen en beskerm ons in gevaar. Hy gee vir ons die dinge wat ons nie verdien nie, omdat ons reg lewe. Hy sal vir jou gee. As jy reg lewe, gee die Here vir jou wat jy nie verdien nie. En dan kom ek by vers Josua 1 vers 8, en hier is die slingervel, om hierdie 5 klippies te gooi. Kom uit Josua 1 vers 8 uit. So as jy hierdie 5 klippies in, dan kan jy 'n finansiële reus plat slaan. En dit sê, jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor, en daaroor na, en maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan, en dan sal jy sukses behaal. Al hierdie 5 klippies kom van mediteer in die woord. Ken die woord, maak seker dat as daai reus onverwags opstaan, dan is jy reg vir hom. Dan hoef jy net jou hand in jou sak te steek. Jy het die slingervel, want jy het gemediteer op die woord. Dis nie vir jou iets naaks nie. Want met my God, sê Dawid, loop ek 'n bende storm. Met my God loop ek hierdie onbesnede Goliat storm, en ek gaan sy kop afkap. So op daardie noot kan ons voortgaan, en ons kan die offerhande opneem. Baie dankie.